Vanoggend sit ek in my studeerkamer en ek is lief vir my studeerkamer. Ek hou van lees, ek hou van werk, ek hou van preek maak, ek hou van al die goed wat hier gebeur. Dis my veilige ruimte. Maar ek moet myself altyd herinner aan dat my roeping nie in die studeerkamer lê nie. Ek moet nie 'n studeerkamer dominee of 'n studeerkamer Christen wees nie. My roeping lê tussen mense. My roeping lê waar die Here my stuur en waar my paaie met ander mense sin kruis. En ons gaan vanmôre 'n bietjie dink daaroor. Oor hoe 'n mens moet strewe daarna om te doen wat reg is teenoor ander mense. En hoe jy dan geregtigheid moet soek en geregtigheid moet gee. En ons gaan luister na Jesus se boodskap oor die laaste oordeel, soos ons dit in Matteus 25 van vers 31 afkry. En ons gaan vra, wat sê die Here vir ons hier oor hoe ons geregtigheid vind en geregtigheid soek? Kom ons lees van vers 31 af. Wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy glansryke troon gaan sit. Al die nasies sal voor hom bijeengebring word en hy sal hulle van mekaar skei soos 'n herder die skape van die bokke skei. Die skape sal hy aan sy regterhand laat staan en die bokke aan sy linkerhand. Dan sal die koning vir die aan sy regterhand sê, julle geseëndes van my Vader, kom beerf die koninkryk wat vir julle gereed gemaak is van die grondlegging van die wêreld af. Want ek was honger en julle het vir my iets te ete gegee. Ek was dors en julle het vir my iets te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my as 'n gas verwelkom. Ek was nakend en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my versorg. Ek was in die tronk en julle het my besoek. Dan sal die regverdiges hom antwoord, Here, wanneer het ons U honger gesien en gevoed of iets te drinke gegee? En wanneer het ons U as 'n vreemdeling gesien en as 'n gas verwelkom of nakend en U geklee? En wanneer het ons U siek of in die tronk gesien en U besoek? Maar die koning sal vir hulle sê, Amen, ek sê vir julle, wat julle ook al vir een van hierdie geringste broers van my gedoen het julle vir my gedoen. Dan sal hy vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my julle vervloektes in die ewige vuur, wat gereed gemaak is vir die duiwel en sy engele. Want ek was honger, en julle het my nie iets te ete gegee nie, dors, en julle het my nie iets te drinke gegee nie. Ek was 'n vreemdeling, en julle het my nie as 'n gas verwelkom nie, nakend, en julle het my nie geklee nie, siek en in die tronk, en julle het my nie besoek nie. Dan sal hulle antwoord, Here, wanneer het ons die honger gesien of dors, of as 'n vreemdeling of nakend of siek of in die tronk, en U nie versorg nie? Dan sal hy hulle antwoord, Amen, ek sê vir julle, wat julle vir een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle ook nie vir my gedoen nie. Hierdie mense sal weggaan na die ewige straf, maar die regverdiges na die ewige lewe. Elke keer as ek hierdie boodskap van Jesus lees of daarna luister, maak dit my 'n bietjie onseker in myself. Hoe weet ek nou of ek 'n skaap en of ek 'n bok is? Want beide die skape en die bokke sê op die ou einde maar, Here, wanneer het ons gedoen wat U wil hê ons moet doen, of wanneer het ons nie gedoen? Dis asof hulle nie weet wat gebeur het in hulle lewens, asof hulle nie opgelet het. Hulle was besig om goed te doen sonder om te besef, maar eintlik doen hulle dit vir Jesus. Of hulle was besig om goed na te laat sonder om te besef, maar eintlik laat hulle na om hulle koning, om vir Jesus te versorg. Nou, as 'n mens nie weet nie, as jy nie weet of jy die regte ding doen en of jy dit nie doen nie, as ons dit eendag in die oordeel eers gaan ontdek, dan is die vraag maar, hoe weet ek of ek 'n skaap en of ek 'n bok is, of ek aan die regterhand is en of ek aan die linkerhand gaan wees? En ek dink dat hierdie boodskap 'n mens onseker moet maak. Dat dit jou so 'n bietjie moet tot stilstand bring en jou 'n bietjie moet ruk en jou 'n bietjie weer moet laat dink. Laat dink oor wat jy doen en hoe jy lewe en waar jy in jou lewe op pad is. Maar ek dink nie dit moet vir ons as dit ware nou weer terugsit in die studeerkamer, dat ek nou hier sit en ek top oor myself en ek wonder, as ek nou eendag voor die Here gaan staan, wat gaan ek doen? Hoe gaan ek leef nie? Ek dink, dit moet ons eerder laat vra, Here, as ek nou by hierdie studeerkamer uitloop, my paaie kruis met ander mense, hoe gaan ek optree? Hoe gaan ek nou optree? Want hoe ek nou optree, het baie te sê
oor hoe ek eendag in die oordeel gaan staan. Eintlik gebeur die oordeel, die skeiding nou al, in hoe ek nou optree. Ek staan nou al voor die koning, eendag van aangesig tot aangesig, nou op 'n indirekte manier. Daarom wil ek hierdie boodskap so 'n bietjie uit 'n ander hoek uit benader. Ek wil nie begin met ons kommer of ons onsekerheid oor onsself nie. Ek wil begin met die sekerheid wat hierdie boodskap van Jesus ons gee. Ek wil begin by die vraag, watter soort koning is Jesus? Watter soort koning is Jesus? En die antwoord hier is baie duidelik. Hy is die koning wat eendag gaan oordeel. Ja, maar hy is veral die koning wat ons nou ontmoet in die geselskap van die geringes. Hy is nie die soort koning wat homself agter veilige paleismure verskans en waar jy nou deur 'n klomp belangrike mense moet gaan om by die koning uit te kom nie. Jy ontmoet hom sommer so op straat. Jy ontmoet hom in die teenwoordigheid van die geringes, van hulle wat arm is, wat honger is, wat naak is, wat in die tronk is, wat in die nood is. Hy is die koning van geringes. Hy is die koning wat omgee vir hulle wat in hierdie wêreld aan die verloorkant staan. Hulle wat oor die hoof gesien word, hulle wat tekort ly, hulle wat op wie neergesien word. Hy is die koning wat hom by hulle skaar, wat hulle met hom vereenselwig. Dit is die soort koning wat Jesus is. Nou, die oomblik wat ek dit dan nou vir myself uitmaak, dan is daar natuurlik vir my 'n uitdaging. As dit my koning is, en as dit is waar ek my koning ontmoet, hoe sal ek dan nou vandag gaan lewe? Dit bring my by die tweede vraag wat ek wil vra oor die gelykenis. Wie is die geringes? Wie is hierdie broers van Jesus wat die geringstes is, wat honger en naak is en so aan, en in die tronk is en siek is? Wel, standpunte loop uiteen hieroor. Party mense dink dit is spesifiek die mense wat Jesus in die wêreld instuur. En die vraag is hoe die nasies wat hier geoordeel word, hoe word die nasies, hoe ontvang hulle vir die mense wat Jesus stuur? Ander mense sê nee, dis die mense met wie Jesus hom vereenselwig. Ek wil nie vreeslik spekuleer oor die vraag wie die geringes is in daai lig nie. Ek wil fokus op die woord geringe self. 'n Geringe is 'n mens wat afhanklik is van ander. 'n Geringe is 'n mens wat iets nodig het van ander. Op 'n manier dan, sou jy kon sê, is daar twee soorte mense in hierdie wêreld. Daar's die wat gering is en wat dit weet, want hulle voel dit aan die lyf. Hulle is naak, hulle is sonder klere, sonder kos, hulle sit dalk in die tronk, hulle is dalk siek. Dis die geringes wat dit weet, wat dit aan die lyf voel. En dan is daar die ander wat ook eintlik maar gering is, maar wat hulle afhanklikheid nie besef nie. Omdat hulle klere het, omdat hulle kos het, omdat hulle water het, omdat hulle vry is en nie in die tronk nie, omdat hulle gesond is en nie siek nie. Hulle voel, ek kan vir myself sorg en ek kan vir my eie ding doen. En daar's niks verkeerd daarmee om al hierdie goed te hê nie. Maar die punt is, as dit jou laat vergeet dat jy ook maar 'n geringe is, dat jy ook maar 'n mens tussen mense is, dan verblind dit jou vir die werklikheid van hoe afhanklik jy is van ander mense en hoe afhanklik jy is van die Here. So die enigste mense wat bedreig hoef te voel deur hierdie boodskap van Jesus, is die mense wat sê, wel, ek is nie een van die geringes nie. Ek tel my nie daar nie. Ek sal ook nooit daar kom nie. Maar as ek besef, eintlik is ek ook maar 'n geringe. Eintlik is ek ook maar 'n mens wat diep afhanklik is van God en diep afhanklik is van ander mense en afhanklik is van alles wat God deur die skepping vir my gee, van die suurstof en die kos en alles wat ons uit die skepping uithaal. As ek my geringheid besef, as ek een van die armes van gees is, een van die wat weet hoe afhanklik ek van God is, dan kan dit mos nie vir my 'n bedreiging wees om te dink, Jesus is die koning wat hom vereenselwig met die geringes nie. Jesus is die koning wat hom vereenselwig met die geringes. En ek is ook 'n geringe, so Jesus is ook my koning, maar dit beteken dan, dat ek moet uitgaan en dat ek na die geringes van hierdie wêreld, hulle wat regtig nie het wat ek het nie, hulle wat soos wat ons altyd in ons tafelgebede sê, die minder bevoorregtes is, aan wie die Here tog moet dink, dat ek moet besef, maar hulle is medemense, en so gering soos hulle is, so gering is ek, so ek ontmoet hulle as medemens, om te deel wat die Here vir my gegee het.
Nou wil ek 'n volgende vraag vra. Die koning sê vir die skape dat hulle geseënd is. Die wat aan die regterhand staan en die wat ingaan in die koninkryk wat vir hulle voorberei is. Julle is geseëndes. Nou wie is die geseëndes? Op 'n manier sal mense ook kan sê, maar soos wat ons almal geringes is ons almal geseënd. Party van ons het net meer seëninge as ander. Party van ons het water terwyl ander nie water het nie. Party van ons het klere terwyl ander nie klere het nie. Party van ons het genoeg om te eet, meer as genoeg om te eet terwyl ander dit nie het nie. Ons is geseënde mense. Maar die geseëndes in hierdie storie is die geseëndes wat weet ek is geseën om tot seën te wees. Dit wat ek het, ontvang ek om dit te deel met hulle wat nie het nie. Dit behoort nie aan my nie. Dit is 'n seën van die Here, dit behoort aan God. En ek verstaan dat daar 'n vloei van seën moet wees. Dat dit juis is hoe die koninkryk van die koning lyk, van koning Jesus lyk. Dat daar 'n vloei van seën moet wees, dat niks my eie is nie, maar dat ek ontvang om te kan deel. En as ek het en iemand anders nie het nie, as ek as geringe iets het en 'n medegeringe het dit nie, en hy het dit nodig van my en ek kan dit vir hom gee, nou ja, dan gee ek dit vir hom. En die wonder is dat as ek in daai vloei gaan staan, dan is ek eintlik besig om dit wat die Here vir my gegee het, terug te gee vir die Here. Dit wat ek van die Here ontvang het, die kos, die water, die vryheid, die nabyheid, die versorging, dit wat ek van die Here ontvang, deel ek net met ander. En hoe sal 'n mens dit nie wil doen nie? Hoe sal ek ontvang van die Here as 'n geringe, as iemand wat met leë hande voor hom staan en weier om dit te gee vir ander wat met leë hande voor my kom staan? Dit is hoe die koninkryk werk, dit is hoe seën werk. En dit bring my by die volgende vraag, en dit is dan, wie is die vervloektes? Nou, ek sou sê die vervloektes is nie mense wat van die begin af verdoem is nie. Hulle is ook geseëndes eintlik in hulle self. Dis ook geringe mense wat water het, en wat klere het, en wat vryheid het, en wat hande het waarmee hulle kan omgee, en wat kos het. Hulle is geseënde mense. Hulle is deur God se goedheid geseën, maar hulle hou dit vir hulle self. Hulle weier om dit te deel met ander. Hulle sien mense wat dit nodig het, hulle sien mense met wie hulle dit sou kon deel, maar hulle weier om dit te deel. Dalk omdat hulle dink, maar dis maar reg dat ek het, want ek is 'n bietjie hoër as hulle. Ek is nie een van daai geringes wat nie het nie. Ek is deel van die haves, ek is nie deel van die have-nots nie. En dan hou hulle dit vir hulle self, en hulle weier om dit te deel, hulle weier om dit deur te gee. En dit sê vir my 'n belangrike ding, dat hierdie boodskap van oordeel lê hier in nou 'n eenvoudige lewenswerklikheid bloot. As ek die goeie wat God vir my gee, deel met ander soos wat God wil hê ek dit moet deel met ander, dan is dit 'n seën. As ek die goeie wat God vir my gee, vir myself vashou, en weier om te deel met ander, omdat ek op hulle neersien, omdat ek dink ek moet meer hê as hulle, en ek gee nie om vir hulle nie, dan word dit uiteindelik vir my 'n vloek. Die goeie wat vasgeklou word en selfsugtig opgebruik word 'n vloek, en dan word ek 'n vervloekte. En dit gee vir my ook so 'n bietjie 'n lig oor die bestemming van die geseëndes en die vervloektes. Die geseëndes, vir hulle sê die koning, gaan in die koninkryk wat vir julle berei is. En let op, die koninkryk is 'n genadegawe. Dis vir hulle berei voor die grondlegging van die wêreld. Dit is in die Vader se ewige wil al voorberei. Dit was God se bestemming vir die mens toe hy die mens gemaak het, hierdie koninkryk van heerlikheid. Dit is waarvoor Jesus gekom het, hierdie koning wat ons oordeel. Hy het gekom en sy lewe gegee sodat ons in hierdie koninkryk kan ingaan. En ons gaan in hierdie koninkryk in uit genade, omdat ons die goeie wat God vir ons ontvang het, ook die genade, die verlossing in Christus, omdat ons dit gedeel het met ander, gaan ons in hierdie koninkryk in. Dis 'n koninkryk van genade. Dit is ons bestemming. Maar wat moet ons dan nou sê van die bestemming van die bokke? Van die bestemming van die vervloektes, van hulle wat alles vir hulle self hou? Daar is 'n opvallende verskil. Jesus sê, julle gaan in die vuurpoel in. Maar hy sê nie, julle gaan in die vuurpoel in wat vir julle voorberei is nie. Hy sê, julle gaan in die vuurpoel in wat voorberei is vir die duiwel en vir sy engele. Met ander woorde, vir die bose. God het nooit die vuurpoel van vernietiging, van oordeel en straf vir die mens bestem nie. Wanneer God ons seën, is sy doel dat ons die bestemming moet bereik,
Wanneer hy ons genadig is hy doordat ons die bestemming moet bereik wat hy van voor die grondlegging van die wêreld vir ons het, en dis die koninkryk van die heerlikheid. Maar wanneer ons die ander bestemming bereik, dan is dit nie dit wat God vir ons bestem het nie. Hy het dit bestem vir die bose, want hy wil die bose vernietig. En daarin lê ook vir my 'n troos, as 'n mens dink oor al die boosheid in die wêreld, en as jy dink oor al die bose magte wat los is, en hoe dit mense se lewens vernietig, en hoe dit die skepping vernietig, dan is dit vir my 'n troos dat die koning Jesus vir my sê, eendag gaan die bose vernietig word. Maar Jesus sê ook, jy hoef nie saam met die bose vernietig te word nie, want dis nie jou bestemming nie. Dis nie die bestemming waarvoor jy gemaak is nie, dis nie die bestemming waarvoor ek my lewe vir jou gegee het aan die kruis nie. Dis nie jou bestemming nie. Maar jy kan in daardie bestemming beland, wanneer jy dit wat God jou mee seën, die goedheid, net vir jouself hou. En wanneer jy nie verstaan dat om uit genade verlos te word, beteken ook dat jy genade sal betoon aan ander, dat jy sal deel dit wat jy het met ander nie. So die Here sê vir my vandag vir jou bestemming is die koninkryk. Dit is wat hy vir jou beplan van die begin af. Jy ontvang dit in genade, maar die vraag is, lewe jy ook met genade teenoor ander mense? Ek het aan die begin gesê, Jesus maak ons onrustig hier. En ek dink iets van daai onrus moet in 'n mens bly. Iets van daai onrus moet in my bly as ek kyk in die oë van iemand wat dors is, as ek dink aan iemand wat siek is, as ek dink aan iemand wat vasgevang is op watter manier ook al, as ek dink aan iemand wat nie klere het nie. Daai onrus moet in my bly. Ek moet in daardie mens Jesus se teenwoordigheid kan sien en besef wat ek vir hierdie mens doen of nie doen ek vir Jesus. Maar daar is ook 'n groot troos vir my. En dit is dat as ek myself sien as 'n geringe, as iemand wat naak is, iemand wat honger is, iemand wat eintlik maar sukkel, maar wat tog die goeie van die Here het, dan kan ek weet, my bestemming is die koninkryk. My koning is Jesus wat ook by my is in my nood en my afhanklikheid, en as ek dalk op 'n dag kom wat ek die sieke is wat versorging nodig het, of die honger een wat kos nodig het, dan is Jesus ook by my. Hy vereenselwig homself met my. En dan moet ek vra, nou maar as ek aan die ontvangkant hiervan staan, waarom sal ek nie ook aan die geekant daarvan staan nie? Want dis waar die Here my wil laat staan. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Gees met jou wees. Amen.